Hierdie Sondag kyk ons na die berg Sinai. Nou as ons die berg Sinai sê, sal julle dalk heel moontlik dink aan die volk wat in die woestyn sit en by die berg Sinai, by die voet van die berg Sinai actually kamp opgeslaan het en dis waar die Here hulle dan onderhou het vir baie jare. Maar die berg Sinai het 'n diep betekenis. Dis die berg waar die Here vir Moses vra om op te gaan en dan die tafels van die wet te gaan haal. Voordat hy die tafels van die wet gaan haal, kondig die Here van die berg Sinai af, kondig hy dan die 10 gebooie aan. Ons sien dit in Eksodus 19 en ons sien ook in Eksodus 20 hoor ons dan die aankondiging van die wet, van die 10 gebooie. Maar 'n ander belangrike ding speel af op die berg Sinai. As Moses op die berg gaan, en natuurlik is daar baie voorskrifte van wie mag gaan en dat hy nie na die Here mag kyk nie en daar's allerlei dinge, maar as hy op die berg gaan, dan is daar 'n tweede belangrike ding wat die Here vir Moses gee. En hy gee vir hom die plan van die tabernakel. So op die berg van die Here word die plan van die tabernakel vir Moses bekend gemaak. En ons sien dit in Eksodus 25 vers 9. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbey hoort, so moet julle dit maak. Nou as ons 'n oomblik stil staan by wat is die tabernakel, dan sien ons die tabernakel is eintlik die tuin van Eden. Dis eintlik terug na die tuin van Eden. Hoe kan ek dit sê? Wel, in die tabernakel is daar die menorah. Die menorah is die verteenwoordigende boom van die lewe. In die tabernakel is daar bome langs die tabernakel af en later in die tempel sien ons dit nog duideliker. In die tempel, aan die kant van die tempel wat net die moderne weergawe van die tabernakel is, aan die kant van die tempel is daar bome teen die mure uitgegraveer. Ons sien ook die gerubs wat op die voorhangsel is, wat die heiligste van die allerheiligste skei en wat op pad is na die ark van die verbond. Binne in die ark sien ons die 3 belangrike dinge. Ons sien die manna, ons sien die wet van die Here of die tafels en ons sien die staf van Aaron wat gebloei het. Alles heenwysend terug na Eden, terug na God, terug na verhouding met hom, terug om weer in verhouding met hom te staan. Dis net een faset van hierdie groter geheel rondom Sinai. En nou wil ek afsluit hierdie gedeelte. Natuurlik in die preek gaan daar baie meer wees, daar's baie meer om hierdie gedeelte te sê. Maar dan kom Moses af en hy bou die tabernakel. Toe het die wolk, so het Moses dan die werk voltooi, sê Eksodus 40. Dis om die tabernakel op te rig. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek. Dis God se teenwoordigheid wat oor die tabernakel kom, oor die allerheiligste kom. En die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kan ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus het en die heerlikheid van die Here die tabernakel gevul het. Daar's 'n stuk hartseer in hierdie storie. Nadat die tabernakel opgerig is, wys die Here vir Moses, Moses, niemand, jy ook ingesluit, is nie heilig genoeg om in die tabernakel in te gaan nie. Jy is nie heilig genoeg om in my teenwoordigheid te kan wees nie, want my heiligheid is so baie, dat my heiligheid jou sal verdelg, as jy as onheilige in my teenwoordigheid kom. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat, 'n bietjie nouer daarin in inspraak hê. Ons gaan kyk hoe Christus dan op die einde van die dag die heilige is, wat vir ons die toegang tot God gee. Ons sien jou Sondag in die preek rondom die berg Sinai.